Welkom vanmôre en ook ons mensies wat ingeskakel is vanmôre daar by die huis sit en wat luister, baie welkom en kom ons bid net weer saam. Mag elke woord wat vanmôre gespreek word nie uit 'n mens uitkom nie, maar die instrument wat u gebruik vanmôre is 'n mens. Want alles gaan oor u, alles gaan oor u en nie oor 'n mens nie. Daarom kan ek vanmôre sê, Abba Vader, dankie vir die liefde, dankie vir die grootheid wat ons ontvang uit die hand uit om hierdie te luister, te doen en te ervaar wat u vir ons kom sê. Ek bid dat die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees vanmôre elkeen sal bedien waar hulle is. Ek bid dat die vanmôre hierdie plek kalm sal maak, rustig sal maak. Want ons weet wat het 2026 jaar gelede hierdie tyd en hierdie uur gebeur. En dat ons dan met daai hart voor u kom staan vanmôre uit dankbaarheid, met 'n dankbare hart. En ons gee al die eer vanmôre. En ek bid dit in die naam van Yeshua. Amen. Die tema vanmôre is op pad na Golgotha toe. En Psalm 22 vers 12 tot 19 gaan ons lees en julle kan maar saam met my luister as ek dit lees. In vers 12 sê, wees nie ver van my af nie, want die nood is naby. Daar's geen helper nie. Baie stiere het my omsingel. Sterkes van Basaan het my omring. Hulle het hulle mond teen my oopgespalk soos 'n leeu wat verskeur en brul. Ek is uitgestort soos water en al my beendere raak los. My hart het soos was geword. Dit het gesmeld binne in my ingewande. My krag is verdroog soos 'n potskerf en my tong kleef aan my verhemelte. En u lê my neer in die stof van die dood. Want honde het my omsingel. 'n bende kwaaddoeners het my omring. Hulle het my voete en my hande deurgegrawe. Al my beendere kan ek tel. Hulle kyk, hulle sien met welgevalle op my neer. Hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot oor my gewaad. Hierdie stuk word gepraat van ons koning. Dis wat daar gesê word van Yeshua, hoe hy gevoel het en wat het hy deurgemaak. Nou as ek gisterand, stukkie wat ek nou net wil sê, gekyk na die tuin van Getsemane, was baie meer as wat net Yeshua wat daar ingegaan het om te bid. Ek vat maar net weer 'n opsomming, want dis 'n paar mense wat dalk nie gisterand hier was nie, of wat luister. Dis nie net 'n plek waar hy ingegaan het om te gaan aanbid nie. Dis 'n plek waar Yeshua bloed gesweet het, voordat enige iemand nog aan hom geraak het, omdat hy die sonde van die wêreld op hom kom neem het. En hy kom uit die tuin uitgestap, en toe hy uit die tuin uitgestap word, staan hier is hierdie klomp soldate voor hom, en hy vra vir hulle, wie soek julle? En hulle sê, ons soek Yeshua van Nazareth. En hy kom staan voor hulle en hy sê, ek is, I am.
Dieselfde naam wat hy hom gegee het, en dieselfde naam waarmee hy hom geopenbaar het aan Moses in Exodus 3 vers 14, toe hy gesê het, ek is wat ek is, die naam Yahweh. Want julle kan onthou, Moses het gevra, wie sal ek sê het my gestuur? En hy sê, send it I am, het jou gestuur. En met dieselfde woorde kom Yeshua en hy kom staan voor hierdie mense en hy sê vir hulle, ek is. Die Jode praat van hierdie unspeakable name of God, Yahweh, toe hy hierdie woorde spreek van ek is, en hoor die krag wat is in die naam van ek is, toe val al hierdie soldate agteroor neer, ons kan dit gaan lees, ons gaan dit nou sien ook. Net toe hy sê, en ons het altyd gedink, is net so 20 of 30 of 40 soldate, wat daar is, wat hom kom arresteer het. Maar Johannes kom en hy sê heeltemal iets anderste. In Johannes 18 vers 3 waar hy praat van 'n afdeling soldate. Die Passion vertaling praat van 'n detachment of soldiers or troops. En hierdie afdeling soldate het hulle genoem 'n cohort of Roman soldiers. Het bestaan uit 600 soldate uit. Kan julle indink? 600 soldate word gestuur om een man te kom arresteer. Maar die 600 soldate was die grootte van 'n standaard detachment of troops, van hierdie troops van hulle was standaard gewees. Nou begin die prentjie bietjie anders te lyk, as jy vir Yeshua in die tuin van Getsemane gesien het, en jy sien hierdie 600 soldate wat inkom om hom te kom haal. Mense, ek wil hê, terwyl ek die woord bring, moet jy 'n prentjie in jouself begin skets, al sit jy met toe oë, ek sal nie dink jy slaap nie. Want vanmôre moenie op my fokus nie, wat staan in die woord bring nie. Fokus op hom wat voor my staan. Ek staan vanmôre agter die kruis. Maar wanneer jy hierdie prentjie in fokus en insien wat was besig om te gebeur, dan gaan ons 'n goeie prent kry van wat het Yeshua deurgegaan. Toe hierdie soldate hom kom haal, onthou, hy het al reeds bloed gesweet in Getsemane. Toe niemand nog aan hom geraak nie. Ons het in diepte gisteraan daarna gekyk. Dit was die een groep. Dan praat die woord van God van die wagte van die priesterhoofde. Of die ander woord, die dienaars of beamptes van die priesterhoofde. Nou hoekom praat hulle van die beamptes van hierdie priesterhoofde ook in die tuin om vir Yeshua te kom arresteer? Nou ek en jy se nogal gedink het 600 sou genoeg wees. Nou as ons gaan kyk na die gebruike van daai tyd, in die tempeldiens was daar 14 beamptes gewees van hierdie priesterhoofde. En hierdie beamptes staan hierso saam met die soldate om Yeshua te arresteer. En hierdie hoofpriester was die leier gewees. Ons kom sommer vandag en ons sê, hy was die voorbok. Hy het heel voorgeloop. Nou kom ons gaan kyk na die gebruik wat Yahweh aangestel het. Onthou ons, hierdie hele ding is die gebruik wat Yahweh aangestel, wat God aangestel het, nie mense nie. Dit wat ek vanmôre gaan bring, en dit wat in die Bybel is, God het gesê. Hy het die gebruik aangestel, en ons gaan dit baie mooi sien. Niks in die Bybel is toevallig nie. Julle weet wat beteken toevallig.
Elke deel in die woord het 'n rede, 'n betekenis. Daarom kan ons nie om dit werk nie. Daarom kan ek en jy nie sê, ja maar, dit is maar net 'n beeldspraak, of dit is maar net iets nie. Abba Vader het dit met 'n plan geskryf, en daai plan word 100% uitgevoer, tot op die sekond. En ek en jy is binne in daai plan. As jy nie wil nie, het ek vir jou nuus, dat jy probleme. Want I am het gepraat. En ek wil vanmôre op hierdie geleentheid sê, wat gaan jy maak as I am voor jou kom staan? En hy sê, I am. Ons weet wat het met Paulus gebeur, né? Op pad. Toe hy vra, wie is u? En hy word geslaan met blindheid, want toe staan I am voor hom. En vanmôre kom Abba Vader, hy wat I am is, en hy kom praat met sy kinders. En dit is sy plan, wat 100% uitgevoer word. Daarom kan ek weer sê, kom ons gaan kyk na die gebruik wat Jahwe aangestel het, wanneer 'n lam geoffer is oor Pessach, of oor enige ander tyd. Maar hierdie het afgespeel in die Paschafees, of in die Passover wat hulle van praat. Die aand voor die tyd het die disippels 'n Pascha maaltyd voorberei. Ek wil hê julle moet mooi hoor, die aand voor die tyd het die disippels 'n Pascha maaltyd voorberei. Ons gaan later sien hoekom, waarom was dit gewees. En dan was daar 2 gewees wat hierdie Pascha lam voorberei het, sodat die mense geëet het. Dan was dit die gebruik gewees, dat dieselfde 2 mense wat die Pascha maaltyd voorberei het, die vorige aand, sou die volgende dag die lammetjie vat om geoffer te word. Julle moet my verskoon as ek hartseer raak. Want partykeer as 'n mens na die goed kyk, dan raak dit jou om te sien wat is besig om te gebeur en waarmee is ek as mens ook besig elke dag in my lewe. Selfde 2 mense wat die ete berei is, dieselfde 2 mense wat die lam vat om geoffer te word. Binne Abba Vader se plan, dit was sy plan. En wanneer hierdie 2 mense hierdie lammetjies gevat het om geoffer te word, dan het hulle opgegaan na die tempel toe. En dan moes hierdie 14 priesterhoofde teenwoordig gewees het, wanneer hierdie lam gehaal is om geoffer te word. Nou hierdie 2 mense moes die lam vat na die tweede in bevel, met ander woorde, die assistent van die hoofpriester. God se orde. En terwyl hy daar gestaan het, het hy hierdie lam ondersoek om te kyk of hy reg is. En as hy tevrede, nie as die priester of die tweede bevel reg is nie, of die lam reg is om geoffer te word. Ek wil nie so toe gaan nie, onthou julle wat het gebeur in Egipte, toe hulle die lammetjie moes deursoek, om die bloed, om hom te slag en die bloed in die deurposte te smeer. Hy moes geondersoek word om te kyk of hy geen gebrek het nie. En hier is dieselfde. Hy word geondersoek. En as hy, die tweede bevel, tevrede is, het hy toestemming gegee dat die lam geoffer kan word. En hier kom 'n mens wat toestemming kry om die koning te offer. Alles binne Abba Vader se raamwerk. En dit is hoekom dit baie belangrik is vir my en jou, om ook te weet wat in die Ou Testament gebeur het. As jy dalk miskien een van die mense is wat hier sit of wat luister en sê, ons het nie die Ou Testament nodig, wil ek vir jou sê, my boeta, my sissa,
jy het dit so nodig. As jy die guts het om hom uit te skeer uit jou Bybel uit, doen dit. Maar as jy dit doen, het Abba Vader gesê, ek is die Alpha en die Omega, die begin en die einde. En alles wat binne hierdie woord staan van die begin tot die einde, is ek. So wat 'n deel wil jy uitskeer van hom? Ek sê dit maar net so tussen die lyne deur. Jy sien, in die skepping was dit 'n orde wat deur Jahwe aangestel is om 'n offer te aanvaarbaar vir hom te maak. In die skepping het hy klaar dit gemaak. Het hy alles gemaak, niks is bygevoeg nie. Hy het dit klaar gedoen om 'n offer te maak wat vir hom aanvaarbaar was. En so was Yeshua hierdie aanvaarbare offer gewees vir Jahwe, vir sy Vader. Daarom binne hierdie orde van wat hy ingestel het, word hierdie pasgalam Yeshua, die lam van God, in die tuin van Getsemane gaan haal. En hierdie 4 priesterhoofde, of die beamptes tot die priesterhoofde, is teenwoordig. Hulle gaan haal hom. Nou terwyl hulle daar staan en hulle wil vir Yeshua arresteer, staan Petrus ook daar. En Petrus sê, dis nie sommer van vat hierdie nie hoor, my woorde. Het gaan nie gebeur nie, en hy kap jou van die slawe van die hoofpriester se oor af, met die naam van Malchus, kap hy sy oor af. Jy sien, in hierdie stadium van dit wat daar gebeur het, reageer Petrus uit emosies uit. Onthou, hier staan hy, dis sy meester, dis hierdie wat Petrus aanbid het, en hierdie ouens van hom kom arresteer, en hy sê, dit gaan nie gebeur nie. En onmiddellik reageer hy uit sy emosies, en Yeshua sê vir hom, Petrus, sit terug jou swaard. Ons weet wat daar gebeur het, hy vat die oor en hy sit hom terug en hy maak hom gesond daar. Maar as die ouens wat hom wil kom arresteer, hy bewys nog sy liefde, nog sy godheid, nog sy grootheid in hierdie situasie. Kan ek julle net sê, hy kon daar gestaan het en gesê, dis Yeshua, en almal het dood neergeslaan. Hy het die ability gehad om dit te doen, maar hy het dit nie gedoen nie. En hy kom en hy sê, moet ek nie die beker drink wat my Vader my gegee het om te drink nie? Hy herinner maar net weer vir Petrus en hy herinner hom en sê vir hom, ek moet hierdie beker drink wat die Vader my gegee het, wat ek moet drink. Jy sien, baie keer kom ek en jy as mensheid en ons reageer ook uit ons emosies uit. Ons tree ook op uit ons emosies uit. Want ons som baie keer 'n situasie op en dan reageer ons emosionele kant reageer en ons reageer daarop of reageer daarop en dan kom ons in die moeilikheid. Daai van wat jy daar gaan omdraai en gesê, Here, wat het ek nou gemaak? Dis hy emosie wat inkom en dis wat Petrus hier gedoen het. En ek en jy, wat hier sit en wat luister, wat sy kind is, kan nie Abba Vader dien uit emosies uit nie. Ek voel nie vandag lus om kerk toe te gaan nie. Ek is 'n bietjie af, ek voel nie lus om te bid nie. Jy al so gevoel? Ek steek my hand op, ek is een. So as jy skaam is, kan jy maar saam my hand opsteek. Al die mense sien dit. Ek het al so gevoel. Ek het al gevoel om op te gee. My emosie was nie meer so lekker nie. En 'n paar jaar terug het ek gesê, ek sluit in die kerk, as ek hier klaar gepreek het, ek het dit al reeds opgemaak in my mind. As ek hier klaar is en ek sluit die deur, is ek klaar.
Verstaan julle, ek kan nie praat met jou uit emosie uit nie, want ek praat met myself vanmôre wat die woord vir my sê, ek kan hom nie dien uit my emosie uit nie. En hy sê vir my, is dit my wil of jou wil, wat ons gisterand gehoor het? En dan moet ek baie versigtig wees met wat ek gaan sê. En daarom is dit belangrik dat ons weet dat ek kan nie Abba Vader dien uit emosies uit nie. Al gebeur wat? Dan vat hierdie groep soldate met hierdie 14 beamptes vir Jesua na Annas toe. Nou hoekom het hulle na Annas toe gegaan? Dit was binne Jahwe se orde. Alles hierdie goed staan in die Bybel. Kan dit gaan lees. Want Annas was tweede in bevel in die orde van Jahwe gestel, wat Jahwe ingestel het, was Annas tweede in bevel. Die lam moet na die persoon gaan wat tweede in bevel is om geondersoek te word. En dan, nadat hy, vat hy hom na die hoëpriester toe. Julle het die prentjie. En hier stap die lam van God, Jesua, en die 14 beamptes van die priesterhoofde saam met hom. En hulle gaan na Annas toe, wat tweede in bevel is. En hy kom ondervra vir Jesua, die ondersoek, en dan neem hulle hom na die hoëpriester Kajafas toe. Jy sien, Annas moes eers vir Jesua kom ondervra wat hulle daar gepraat het, en wat hy hom ondervra het, en hy het gevind, maar ek kry nie iets nie, ek vat hom na die hoëpriester Kajafas toe. Jy het nie net besluit, hulle het nie net besluit, ek wil 'n offer bring, en dan vat jy jou vriend die lammetjie na die hoëpriester toe, en dan sê jy, kom ons offer hierdie lammetjie toe nie. Dit het toe nie gebeur ook nie, daar was 'n vasgestelde orde. Hierdie mense was besig om profeties te stap in die land van God. Hoor julle? Die mense wat hom nie dien nie, was besig om binne Abba Vader se raamwerk te werk, wat God ingestel het. En hulle het dit nie geweet nie. Ek wil amper vir jou sê, moenie verbaas wees as iemand jou eendag wat glad nie die Here dien, wat dalk miskien 'n heiden is, wat jou op 'n plek sit waar jy moet wees in jou roeping nie. Want Abba Vader kan enigiemand gebruik tot 'n donkie. Hy kan 'n hoenderhaan gebruik. Hy kan enigiets gebruik, want hy's God. En hier het hy hierdie mense gebruik om profeties die woord wat daar is, die werk te doen. Want sien, Jahwe het gepraat en die mense moet dit uitvoer. En ek en jy is deel van die mense wat in sy plan staan. En hulle is besig, en wat baie goed is, hulle is besig om profeties te stap met die lam van God. En van Annas afstap hulle na Kajafas toe. En Kajafas se huis was baie naby die tempel gewees. Omdat hy die hoëpriester was, het hy die kortste entjie ook geloop. Nou as jy kyk na die tempel in Jerusalem, en jy kyk na wat daar gebeur het, en jy sien die woning van Kajafas, wat die hoëpriester self, het ook 'n voorhof gehad. Dit was 'n plek wat hy in gebly het, wat baie groot was, en hy kon daar kom staan, en uitkom op sy balkon, of op sy voorhof. En hierdie groep mense kom met Jesua, en hulle stap in hierdie paadjie op na die hoëpriester toe. Hoekom? Want dit was in die orde van Jahwe. Dan wil hulle by die voorhoof van die hoëpriester se huis ingaan. En Johannes en Petrus is daar. Weer die twee, wat die kos gemaak het die aand voor die tyd, Johannes en Petrus, hier sal hulle weer. En toe hulle vir Jesua gearresteer het, die disippels uit mekaar uitgespat. Almal het weggehardloop.
want hulle was bang. Maar Johannes en Petrus het saam gegaan. Nou kan ek weer vra, hoekom het hulle saam gegaan? Daar's nog 'n profesie in Sagaria 13 vers 7, wat Yeshua self herhaal het in Matteus 26 vers 31, wat hy sê, almal van julle gaan my nog vanaand in die steek laat. Dink op baie stadium toe hy dit gesê het hulle dalk elkeen in hulle hart gesê, nie ek. En toe hulle Yeshua vat, toe hardloop almal weg. Hy herhaal hierdie profesie uit Sagaria 13 vers 7 en Yeshua sê daar, hy sê, wanneer die herder doodgemaak word, sal die skape uit mekaar uitgejaag word. En die skapies van die herder, Yeshua spat toe almal daar uit mekaar uit. Maar daar sê 2 oor. Kan ons weer vra, hoekom? Staan net 2 oor. Hoekom moes Petrus en Johannes saamstap? En as jy Johannes 18 gaan lees, dan sien jy Johannes het die hoëpriester geken. So, hulle was eintlik wat ek sê, vriende met mekaar gewees, want jy kon nie net ingaan by die hoëpriester nie, hulle laat Johannes in. Baie interessant, ek het nooit hierdie goed geweet nie. Ons lees die goed, maar ons lees dit mis, maar hier kom hulle sê, hulle laat Johannes in, maar Petrus moet buite bly staan. Hy word nie toegelaat om in te gaan nie, dit het ek geweet, maar hoekom nie? Wat is die rede? In Johannes 18 lees jy dat Johannes het gereël dat Petrus ook moet inkom in hierdie plek in. Nou hoekom was dit belangrik dat hierdie 2 mense ingaan? Hoekom moes hulle saam ingaan? Hoekom moes Petrus ingaan? Nou Petrus moes ingaan in die voorhof van die woning van die hoëpriester. So hy stap saam in hierdie plek van ondervraging en goed in. En hy stap saam in hierdie hoëpriester se plek in. Want dis daar waar die profesie vervul gaan word, in die voorhof. Wat Yeshua self gespreek het en wat gesê het, jy sal my verloon vanaand voordat die haan kraai. Want hier in die voorhof verloon Petrus vir Yeshua, in die voorhof van die hoëpriester. En Petrus kom staan hier buite en dan sien hy uiteindelik niks gedoen toe hy ingegaan het. Hy het uiteindelik maar net daar gestaan. Hy het eindelik onbewustelik self in 'n verhoor ingestap. Want toe hy daar begin instap, begin hulle hom ondervra. En ons ken daai storie. Yeshua het vir hom gesê, Matteus 26 vers 34, voorwaar ek sê vir jou, in hierdie nag, voordat die haan gekraai het, sal jy my 3 maal verloon. Maar hoekom Petrus en Johannes? Dat julle, ek het vroeër gesê, hy gebruik die 2 wat die vorige aand die Pasga ete voorberei het, was dieselfde 2 wat die offerlam in die volgende dag invat. Dan gaan lees ons in Lukas 22 vers 8, toe stuur hy Petrus en Johannes en sê, gaan bereid die Pasga vir ons, sodat ons kan eet. Sien, daar is die woord, daar is die bevestiging, Petrus en Johannes gaan bereid die Pasga, dat ons kan eet. Hier is Petrus en Johannes weer. En die volgende dag stap hulle met hierdie lam van God en vat hom binne die orde van Abba Vader in die altaar van Golgotha na die kruis toe. Nou hier kom hierdie 2 saam met die lam van wat Yeshua is voor die 14 beamptes en hierdie priesterhoofde. Die tweede in bevel voor die hoëpriester, presies soos wat Abba Vader dit gesê het.
Dis wat jy doen wanneer jy 'n lammetjie inbring om geoffer te word, sodat dit 'n aanvaarbare offer vir my, dis vir Jahwe gaan wees, staan daar. En iets wat ons wat ek nou gesê het, Jahwe, God gaan nie buite homself wat hy ingestel het nie. Hy het dit gemaak, hy gaan nie buite dit nie. Want dit wat hy gesê het, dit doen hy. En hier is presies dieselfde. Hy stuur sy seun die lam binne om hierdie selfde paadjie te stap na die altaar toe om geoffer te word. Klaar gesê, klaar gedoen. Die spel is geskryf. Hy het net die mense wat dit gaan doen. En hy die hoofakteur met respek gesê wat Yeshua is daar en hy die ander mense, maar dit is klaar geskryf. Wat gaan gebeur? Dis dieselfde rede dat Petrus en Johannes was wat die dag met die opstanding na die graf op toe gehardloop het. En ons weet toe hulle by die graf kom was al oorblyfsels wat daar was, nie die doeke wat hy in toegedraai was en daar was nie 'n mens nie. Selfde twee. Nou Jahwe se belofte was vervul en sy plan was besig om uitgevoer te word, presies soos wat hy wou, om my en jou vry te maak. Sy plan was presies gewees, dat ek en jy vandag as sy kind hier kan staan, en ons hande kan opsteek en sê, vergewe my sondes. Die prys is klaar betaal. Binne sy plan vir my en jou. Is eintlik iets om oor so dankbaar te wees. Ons moet net baie keer oppas dat ons hierdie goed nie as vanselfsprekend aanvaar nie. Om te weet dat elke dag wat ek lewe is genade, is guns. Elke dag wat ek leef, staan ek met 'n bloed skoon gewaste liggaam van bloed met ons koning Yeshua. En ek en jy moet dat weet dat die oomblik wanneer sonde vir my wink en ek wil na dit toe loop, dan moet ek tot die besef kan kom, daar's 'n duur prys betaal om my te keer om te doen wat ek nou gaan doen. En dis iets wat ek nie net in Paasfees of die Pesach of hierdie tyd gaan onthou nie, maar dis die tyd waar ek in elke oomblik van my lewe, in elke sekond van my lewe, dit in gedagtenis moet gaan hou vir wat het hier gebeur. Wat was die hele oorsaak van dit, en wat was wat was op Abba Vader se mind? Wat was op sy mind? Ek en jy. Dit was in sy plan. Daarom kan ek en jy nie kom sê, maar hierdie sonde wat ek gedoen het is te groot nie. Daar bestaan nie so iets nie. En dan is ons terug in hierdie voorhof, en in hierdie voorhof is daar 2 verhore, en daar's 2 ondervragings. En die eerste een is Yeshua, en die hoëpriester vra vir hom uit oor sy leringe, en oor sy disippels, en oor sy werk, en dit wat hy gedoen het, en dan kom hy en hy sê vir hulle, ek het nooit gejok vir julle nie. Ek het nooit in die geheim bedien nie. Ek het nooit ondergronds gegaan nie. Ek het nie skelmpies hande opgelê en mense gesond gebid nie. Ek het elke dag dit wat ek gedoen het in die openbaar gedoen, in die teenwoordigheid van al die fariseërs en die sadduseërs en almal. En ek het elke dag in die openbaar leringe in die sinagoges gegee. Want jy sien, hy is in 'n eenheid met die Ruach, met die Heilige Gees. En hy staan in waarheid. So hy staan nie in lieg voor hierdie mense om homself te probeer beskerm nie.
En terwyl hy hierdie goed sê, kom een van die offisiere en hy klap hom in die gesig. En hy sê vir hom, jy praat nie so met die hoofpriester nie. Man weet dan voor wie staan jy? En dan kom Yeshua, hy het niks teruggeslaan nie, hy het niks teruggesê nie, hy het nie gesê, ek gaan jou kry nie. Hy het dit eers op sy mind gehad nie. En dan sê Yeshua vir hom, as ek iets gesê het wat nie waar is nie, sê my wat dit is. Maar as ek die waarheid gepraat het, as ek nie gejok het nie, kom slaan jy my. Hoeveel keer slaan ek en jy, Abba Vader of Yeshua in sy gesig? Omdat ons nie die waarheid weet nie. Hoeveel keer staan ek en jy en ons slaan hom, omdat ons nie glo dit wat hy sê nie. Wanneer die kinders van Abba Vader in die gees beweeg en wanneer sy kinders vasstaan in die waarheid, dan sal die wêreld na julle toe klap en die wêreld sal na jou toe slaan. Wil jy julle moet hoor wat sê die gees vanmôre vir my en jou, wanneer ek en jy in waarheid staan, gaan die wêreld jou aanvat. Wie is die wêreld? Selfs jou mede-Christen is deel van dit as hulle nie in 'n right standing staan met Jahwe nie. Dis wat gebeur. En die vraag is, sal ek en jy staan in waarheid van God in tye wanneer dit dalk 'n bietjie makliker is om die waarheid net so bietjie te draai om die druk van myself af te verlig. Ek het julle ook daar gesien by die kerk. Ja, nee, ek het sommer net gaan besoek ons. Net gaan kyk wat gaan aan. Hoe is julle ook? Ag nee man, weet jy, ons het maar net gegaan, hulle het 'n lekker ete gehad. Maar jy lieg eintlik. Jy sien wanneer die wêreld na jou toe kom soos wat hulle hier gekom het, dan is jy besig om by die tweede ondervraging wat daar kom te gebeur, want die tweede ondervraging was Petrus en sy naam in Hebreëus is Kefa. Nou kom ons kyk 'n bietjie daar, wat ek hier gesê het, wanneer die wêreld jou toegooi met vrae, wat het met jou gebeur? Kom ons sê die wêreld bietjie een kant. Jou familie. Is jy van die pad af? Was besig om met jou te gebeur? Daai ondervraging. En Petrus staan daar in dieselfde vroutjie wat hom nou ingelaat het. Meneer, jy kan maar inkom, kom staan hierso. Met wie Johannes gereël het dat hy kan inkom in hierdie voorhof, in hierdie selfde vroutjie sluit die deure van die voorhof vir die hoofpriester se woning oop en sy sê vir hom, maar meneer, is jy nie ook een van hulle nie? En hoor wat sê Petrus, ek is nie. Die teenoorgestelde van wat Yeshua gesê het, ek is. Die Yeshua toe hulle van vra, toe hy vir hulle vra, wie soek julle? Toe sê hy, ek is, I am. Petrus kom en hy sê, ek is nie. Dan kom hy by die tweede plekkie, want hy is besig om sy hande warm te maak. Hy is besig om lekker daar by 'n vuurtjie te staan, en die tweede ou kom by hom, maar was jy nie saam met daai Yeshua ou gewees nie? Jy was mos ook daar. En weer, ek is nie. Sê ek nie. Dalk my tweeling, maar nie ek nie.
Want sien jy, as ek uit emosie en uit die vlees uitreageer, dan bring dit my in die moeilikheid. En dan word die druk so bietjie op my gesit. Dan word ek so bietjie na 'n punt toe gesê, want ek sal net kies, ek wil nie hierdie mense eintlik verloor nie, want ek wil eintlik, want ek weet Petrus wat is besig om te gebeur, maar ek moet my uit hierdie ding uitkry, want jy sien, as ek Yeshua ontken, en ek begin te val vir hierdie leuen, dan begin ek 'n leuen in hierdie leuen in te stap, dan het hy hierdie manier om so te snowball, hierdie leentjie het so 'n manier om stertjies te kry. En weet julle wat, daai stertjies is nie aparte stertjies nie. Die een stertjie kom in die ander stertjie en hy word een lang sleepsel. En daai een sleepsel is een groot sleepsel van gemors. En dis wat besig is om te gebeur as hierdie druk op jou kom staan, want dan moet ek net, ek kan nie dan nou die waarheid praat nie. Ek het hom net so eentjie omdraai. Nie, ek was nie daar nie. En alleen het ons maar die manier om groter en groter te word. En nou kom die derde persoon, en dan sê Johannes, in Johannes 18, dit was 'n familielid van Malchus, wie sy oor afgekap was. En Petrus staan aan die voorhof van hierdie hoofpriester. En hierdie man vra vir hom, is dit nie jy wat ek ook in die tuin gesien het nie? Met ander woorde, hierdie man was ook deel van die soldate, deel van die skare wat Yeshua kom haal het. Hy was deel van hierdie massas wat buitekant Getsemane gestaan het. Jy sien, baie keer staan mense buitekant 'n plek en hulle sien jou, jy weet nie hulle is daar nie. Julle het al gesien, hulle neem partykeer 'n foto van 'n plek. Kom ons maak dit van 'n rugbywedstryd. En dan kan hulle pinpoint, waar sit 'n ou, hulle trek hom en hulle kan presies sê, maar jy was daar. Hier sit jy. Nee, ek was nie daar nie. Hey man, hier sit jy. Jy wat nog so. Is jy? Dis wat hier gebeur het. Hierdie ou staan dan, hy sê, maar jy was daar, ek was daar. Want jy sien, hy was die familielid, oor wie hy sy meer verloor het en sy oor afgekap het. Jy sien, baie keer kom die wêreld en hulle sit die druk op by jou en die lewe raak partykeer so dat ek dink, weet jy wat, miskien kan ek net hier so uitglip met hierdie wit leentjie. Wat sê die spreekwoord, die halwe waarheid? Is 'n volle leuen. Ek wil net nou uit dit uitkom. Jy is dalk uit hierdie situasie uit, maar jy het jou vasgedraai. Want hierdie bietjie druk wat ek verlig het, deur net bietjie hierdie kant toe te staan en 'n bietjie weg te stap. Ek het nou Sondag 'n preek gehad oor compromise. Ek is besig om te compromise. En dis presies die les wat Jahwe vir ons kom leer deur Petrus. Want jy sien, toe hy die derde keer vir Yeshua ontken, het die haan gekraai. Of is dit dalk werklik 'n haan? En Petrus begin bitterlik huil, en hy leer vir ons wat repentance is. Nou, ek wil net iets skilder, ek gaan dit kort sê vir die van julle wat dit dalk nie weet nie. Ons het groot geword met die prentjie van, daar staan 'n haan wat kraai. En dit is nie so nie. Want in daai tyd het daar nie diere in die voorhof en in die tempel gewees nie, want hulle het gemors en hulle was nie toegelaat nie. En daar was 'n man in die tempel gewees, hy het werk gedoen daarso. En sy werk was om die tempel oop te sluit en om toe te sluit, en dit was sy werk gewees. Hy was eintlik die koster in vandag se taal. Want hy het ook sommer daar geslaap.
Nou, wanneer hy die oggend die tempel sy deure weer oopgemaak het, het hy na die stoep van die tempel toe gegaan, en dan het hy op hierdie stoep gaan staan, en hy het goed uitgeroep, hy het uitgeroep, alle priesters, maak reg om te offer. En dan het al die priesters uitgekom om reg te maak vir 'n taak, so hy het die mense geroep. En dan die tweede keer het hy weer geroep, al die leviete gaan na julle werksplekke toe. Hy het daar gestaan en geroep, alle leviete gaan na julle werksplekke toe. En dan was die derde een, en sê, al die Israeliete kom en kom aan bid. Kom in die tempel en kom aan bid. En hy het hierdie 3 goed geskree. Nou, hierdie priester was bekend gewees as die tempelkraaier of die rooster. En vroeg in die oggend en dan kom hy uit en hy kom skree, maak reg vir die offer. Nou, Petrus het dit geweet. En toe hierdie man die derde keer skree, toe besef Petrus, wat het ek gedoen? En hierdie nag, voordat die haan kry, sal jy my 3 maal verloon, en hy het dit gedoen. Maar jy sien, dit was toe nou hierdie, en die Griekse woord vir hierdie priester was elector, nie elector nie, elector, hoe jy hom ook sê. En as jy gaan kyk na die betekenis, staan daar, could be a man, or could be a rooster. So ek los maar dit, dat jy mag gaan kyk na wat dit is. Ons gaan nie daaroor debatteer nie, die punt van, hy was verloon op daai stadium. En Petrus hardloop uit en hy het bitterlik gehuil, want hy het onthou wat het Yeshua vir hom gesê. En hy het dit geweet. En hy sê, jy ken my nie, Petrus. En God kom wys vir ons wat dit is om deur dit om 'n hart van belydenis te hê. Want Petrus kom en hy skeer sy hart voor Abba Vader en hy sê, Vader, ek is jammer. Nadat dit gebeur het, gaan hierdie hoëpriester Caiaphas en hy neem Petrus aan die gouverneur Pilatus toe, maar hulle kon nie by die gouverneur ingaan nie. Johannes 18 vers 28 sê, hoekom nie? Want die woord sê, want hulle sou hulle self as onrein beskou as hulle daar sou ingaan. Hoekom? Want Pilatus was 'n Gentile, hy was 'n Romein. Dit is hoekom. Gedurende hierdie Pasgafees mag hulle niemand doodmaak nie, of tot dood veroordeel nie. En hulle kon ook nie 'n Gentile in die huis ingaan nie, want dit sou hulle onrein maak om 'n maaltyd te vier. En dan kom vers 31 en sê, hierdie Joodse leiers vir Pilatus, ons mag niemand doodmaak of veroordeel nie. Of tot die dood veroordeel nie. Maar dis nie die waarheid nie, want die wet wat hulle gevolg het, kon hulle maklik iemand stenig. Want dit is nie heeltemal daar die waarheid wat hulle gesê het nie. Want daar was baie maniere wat hulle iemand tot die dood kon veroordeel. Maar hulle kon dit nie gedurende die Pessach doen nie. Nou, hierdie klomp staan buite en sê dat Petrus moet uitkom na hulle toe. Want dan oortree hulle mos nie die wet om in te gaan by 'n Gentile se woning. Geen net so 'n bietjie 'n geskiedenis van hierso waarom en hoekom. En dan kom Pilatus uitgestap en hy sê vir Yeshua, is u die koning van die Jode? En Yeshua sê, net soos u sê. En dan praat hulle met mekaar, hulle kommunikeer met mekaar, dan sê Pilatus vir hom in vers 38 van Johannes 18, wat is die waarheid? Want dit is waarna ons almal soek. Dis waarna die hele wêreld soek. Ek en jy soek na die wêreld. Die regering soek na die waarheid.
die regering soek daar, almal soek daarna, in my besigheid, in my werksituasie, in my skool, in my handel en wandel, my verhouding met mense, is ek altyd op soek na hierdie waarheid, en dis wat hulle met hom vat, en hulle sê vir hom, wat is die waarheid? Dit was onmoontlik vir hom om te weet wat die waarheid is, want hy was 'n Gentile. En as jy nie 'n kind van Jahwe is nie, en jy ken hom nie, ken jy nie die waarheid nie, want hy is die waarheid. Jy sien wat het daar geweet, hulle het nie geweet nie. Hulle het nie geweet wat is die waarheid nie, want hulle het hom nie geken nie. Maar ek en jy kom, en hy sê, hy wat Abba Vader sê, jy moet my dien in gees en in waarheid. En wanneer ek sê, so ek soek oral na hierdie waarheid, sê jy eintlik, ek soek na Yeshua in hierdie saak. Wanneer ek sê, ek soek na die waarheid, dan kom ek eintlik sê, ek soek na hom, ek soek na Jesus, ek soek na Yeshua, want hy moet homself aan my openbaar, want na mate ek God verstaan, en homself aan my openbaar, is ek besig om hierdie waarheid te begin ontvang, en hoe meer ek God verstaan, hoe meer ek in hom ingaan, hoe meer kry ek die waarheid. Maak dit sin, julle? Hoe dieper ons het dit gisterand gesien, hoe meer ek in die tuin van Getsemane is, en hoe meer ek in sy voete sit, hoe meer ek by hom sit, hoe meer ken ek sy hart, hoe meer ek op sy skoot sit met my oor teen sy bors, en ek hoor sy hartklop, hoe meer begin ek leer van hom, en dis wat hierdie mense nie geweet het nie. En Pilatus kry hierdie idee, want hy besef dat Yeshua is nie skuldig nie. Hy besef, hier staan die waarheid voor hom. En dan wil hy net daai kaart speel, om te sê, maar daar was 'n instelling op Pessach gewees, van die gevangenes, om een van die gevangenes vry te laat. Onthou, Yeshua was 'n gevangene. En dan kom hy uit, en hy dink, maar hy moet iets doen, dan kom hy uit, en hy trek vir Barabbas uit. En nou kan ons hierdie prentjie sien van die gouverneur staan daar, en Barabbas kom uit. Onthou, hulle mag nie ingaan in die tempel in nie. Hy staan buitekant op hierdie groot stoep van hom. En aan die een kant staan Barabbas, en aan die ander kant staan Yeshua, met die sondes van die wêreld op sy skouers. Maar julle met die prentjie sien, julle moet sien wat besig is om hier te gebeur. Aan die een kant staan 'n misdadiger, en aan die ander kant staan Yeshua met al hierdie sondes wat hy nou uit die tuin van Getsemane uitkom, op hom. En julle sien hierdie prentjie van Barabbas wat daar staan, 'n gerugte man. Hy was die mense het geweet van hom, Pilatus in die middel, en Yeshua aan die ander kant, en voor hom staan die Jode. En daar staan 'n klomp Romeine, en daar staan 'n klomp Gentiles, en daar staan 'n klomp kerkleiers, daar staan 'n klomp Fariseërs, Sadduseërs en skrifgeleerdes. In een woord, religion staan daar. Hier staan hulle. Hier staan Pilatus met hierdie religion voor hom. En 'n mens kan amper nie help om 'n knop in die keel te kry, as jy daar staan en jy kyk na die prentjie, jy sien, hier staan Barabbas teenoor Yeshua. Nou as ons die prentjie van Barabbas kry, die Hebreëus van Barabbas is Bar Abba. Nou Bar beteken seun, Abba beteken vader of papa. Nou as jy dit vat, is dit son, seun, son of a father, seun van 'n man, next to son of God, seun van God. Amper dieselfde betekenis, maar baie groot verskil tussen hierdie twee.
As jy gaan kyk na Barabbas se eerste naam in Matteus 27 vers 16, Barabbas se eerste naam was Jesus Bar Abba. Jy kan dit lees, Jesus Barabbas versus Yeshua die Messias, die seun van God. Yeshua beteken salvation, of beteken redding. Hier staan hierdie twee mense. Nou, as ons gaan kyk na hierdie prentjie wat ons sien, dan kan ons op ons knieë neerkom val in sy teenwoordigheid en sê, Abba Vader, ek dink nie ek ken U nie, soos ek gedink het ek ken U nie. Kan ons besef as ons hierdie baie mooi oopbreek, wat is besig, wat het daar gebeur vir my en jou? Om met 'n dankbare hart te kom sê, maar dis eintlik awesome. Maar ons loop so maklik hier uit en ons vergeet 'n preek. Al sê ek dit was dalk mooi, môre het ek kom, is hy nog bietjie maar oor 'n week, 'n maand, dan het ek vergeet waaroor dit eintlik gaan. Dan sê ons ek het gedink ek ken U. Want aan die een kant staan salvation through a son of a father, en die ander kant staan salvation through the Son of God. Daai salvation deur die vlees aan die een kant en salvation deur die gees aan die ander kant. Staan hierdie twee manne. En Pilatus sê, hy kom, want hy kom vrywaar homself en hy kom sê, kies julle wat hier staan, kies. Salvation deur die dade of salvation deur geloof deur die Seun van God. En almal roep daar uit, die Jode roep uit, Barabbas, Barabbas, ons kies Barabbas. En vandag nog glo die ortodokse Jode en die meeste van die mense dat salvation is deur werke. Goeie werke. En religion glo vandag nog in salvation through deur werke. As ek goed lewe, as ek my dienders gee en ek vloek nie en ek rook nie, en ek doen goeie dingetjies, my werke is so goed, dit sal my hemel toe vat. Ongelukkig nie. Want hy sê ek het nie 'n behaag in dit nie. Hy sê die enigste manier hoe jy in die hemel gaan kom is deur die deur, en hy sê ek is die deur. Ek is die weg en die waarheid. Dis die enigste manier hoe ons daar gaan kom. En hierdie is die seun van God deur die bloed van Yeshua, die Messias deur wie ek vrygekoop is, want werke het my nie vrygekoop nie. Ek kan nie by 'n priester gaan sit of by 'n mens gaan sit en gaan sê vergewe my sonde vir my nie. Ek kan nie. Hy het nie die kruis gesterf nie. En Pilatus sê dan, laat hom gesel, en hulle vat 'n flaghelm, hierdie sweep, met leer en been aan met stukke yster. Want onthou, die mense het gepraat. Die mense het gesê, maak Barabbas vry. En gesel hom, kruisig hom. Die mense sal 'n oordeel oor my en jou vel. Omdat jy eerlik is, omdat jy die waarheid is, en omdat jy in die waarheid is, sal hulle kies tussen die mens en 'n man van God of vrou van God, en hulle sal sê, maak dood hierdie ene. En dis ek en jy wat staan in die waarheid. En daar word gesê, daar is 39 houe wat op hom geslaan is. En hulle sê, die 39 houe is die 39 hooflyn siektes. Dit is nie so nie. As iemand dit vir julle sê, dit is nie, gaan kies vir my, of gaan sê vir my, wat is 39 hooflyn siektes. As jy so 40 houe gekry het hy klaar die prys betaal, en dan mag hulle hom nie meer kruisig nie. Dis hoekom hulle gestop het by 39. Ek weet nie of dit sin maak vir een van julle nie. Maar dis waaroor dit gegaan het.
Want dan het hy klaar die prys betaal, maar hy het nie. En vir die eerste keer kry ek hierdie klein begrip van die woord wat sê, hy was onherkenbaar vermink gewees. Het julle al iemand gesien wat in 'n terminale siekte ly? Wat doodgaan aan kanker, wat die kanker vreet in hulle. Hulle word naderhand onherkenbaar wat jy sien, maar ek ken hierdie persoon nie. Nou vat net daai een en sit nog al die kankers op hom en al die ander siektes, al die siektes wat jy kry, sit dit op hom. So het Yeshua gelyk toe hulle met hom klaas, onherkenbaar. Ek en jy kan dit nie verstaan nie, ons kan dit nie maak nie. Die Passion of Christ fliek wat hulle gemaak het hulle probeer imagine hoe dit moes gewees het, maar hulle kon dit nie reg kry nie. Baie goed gelyk. Maar kan ek en jy verstaan waardeur het hy gegaan? Waardeur het hy vir my en jou gegaan om ons siektes en ons sondes op hom te vat, onherkenbaar vermink. En dan wonder ons, kan Yeshua my genees? Kan hy werklik my genees? Ek weet hom nie. Is dit dalk hierdie een siekte? Nou ons kom uit dinges uit, dan praat ons van, uit 'n gewoonte, uit praat ons van 'n ongeneeslike siekte. Nou die oomblik as jy sê, ek ly aan 'n ongeneeslike siekte, het jy net daar God geboks, want dan sê jy, daar's een siekte wat groter is as God. So daarom moet ek let op wat ek sê. En daarom het hy het vir al my sondes vergewe. Hy het vir al my siektes gesterf. Hy het vir alles het hy toegemaak. Daar's niks wat bo dit kan wees nie. Julle niks. Mense kom partykeer en sê hulle, my sonde is te groot. Ek weet hy het aan die kruis gesterf, maar nie vir hierdie nie. Ek het vir jou nuus. Sy liefde is so groot. Hy het jou toe klaar vergewe as jy hom vra. Want dis waarvoor hy die houe gevat het. Dis waarvoor hy gebloei het in Getsemane, voordat hy 'n hou gekry het. Dit het klaar vir jou gevat. Net so tussen hakies, as ek sê ek kan dit nie doen nie, is ek ongelowig. Want dan twyfel ek hom. Wanneer hy in die kruis gehang het sy skouers uit mekaar uitgeskeur. Want toe hy daar gehang het alles uit mekaar uitgeskeur en die skouers het uit lid uitgeskeur en dis iets absoluut verskriklik julle. Om daar te hang en te weet dat daar's niks wat my uit dit kan uitkry. Jy kan nie jouself beweeg op dit. Jy moet onthou, hy was stikkend geslaan, uit mekaar uitgeslaan. En daai hout wat hy aangehang het, wat op sy rug gesit het, hy moes teen dit skuur, dit staan daar. Het jy al ooit gedink dat jou rug is uit mekaar uit? En as jy hom probeer opdruk teen hierdie spykers, dan skuur daai ruwe hout, skuur sy rug. Elkeen van ons het al seker in ons lewe 'n lekker suntan gekry, wat jou rug gebrand het, dan voel dit tussen sagte lakens. Hoe krap die lakentjies jou? Nou kan ons dink, hoe het die kruis, die hout, op sy rug hom gekrap, en dit het hy deurgegaan. En in die tyd kom en hy sê, ek is dors, soos ons op Psalm 22 gelees het, wat hy sê, my tong het aan my verhemelte vasgekleef. En dan sien ek hierdie prentjie van hoe homself probeer opdruk, met hierdie rug wat ek nou gesê het. En dan kom Pilatus en hy sê, hoor, hierdie ou is onskuldig. En ek sê vir julle, hy is onskuldig. Nou hoekom kom Pilatus en hy sê dit, want die Romeinse wet het gesê, as jy jou straf gekry het, het jy dit gekry en dis klaar. En hy is ons nou gegeesel, dis ons nou eintlik maar klaar. En dis asof Pilatus daar wil staan en vir die mense skree, maar ouens, hy het ons nou klaar sy straf gekry. Hy het ons klaar betaal. Maar hy het sy eie wil, hy kom Yeshua en hy kom sê daar, ek kom en ek sal alles gee.
Dink net vanmôre weer daar waar jy sit en luister, as jy hierdie dinge deurgegaan het en iemand kom en sê, maar ons maak jou vry nou, waar jy weet jy moet nou gaan sterf, dan gaan ek en jy dalk opstaan en gaan sê, maar dankie, ek het hierdie houe gekry. En Yeshua kom en sê, nee, ek gaan alles gee. En uiteindelik word hy gekruisig, en hy het gesterf in 'n hartaanval, en dit is wat ons sien, wat besig is om te gebeur. Jy sien, dit wat daar gebeur het, as ons daar gaan lees, en iemand wat 'n hartaanval kry, as jy sy hart so uithaal, sal dit sê, dit is soos was. Dit is soos 'n stuk kers wat jy druk, daai sagtigheid is weg. Dit is letterlik soos was, waarteen jy druk. In Psalm 22 wat ons gelees het, kom en hy sê, my hart het soos was geword. Weet julle wat maak ons harte hard? My en jou onvergewensgesindheid, bitterheid, afguns, jaloesie, nyd. En hy sê, alles wat jou hart kan verhard, is in my seun in. Alles wat jou hart kan verhard, is in Yeshua in. En hy het daarvoor gesterf. En daarom kan hy hierdie klipharde hart uithaal van jou, en hy kan jou 'n sagte hart gee. Jy sien, ons moet vanmôre die prentjie weer kry van wat het gebeur en wat die Bybel sê, wat moet ek gaan? En verstaan jy, dis baie meer as wat ons dink. Nou ek begin afsluit met Johannes 8 vers 28 wat sê, when the Son of God is lifted up, you see I am. En dan gaan ons terug na die bordjie toe wat Pilatus laat opkap het. Yeshua van Nazareth, koning van die Jode. Nou as jy die Hebreëus vat en jy vat die eerste letter van elke woord, dan staan daar, when the Son of God is lifted up, you will see Yahweh. Kan ons nou sê, daar is nie 'n naam soos Yahweh nie? Nou liewer ek wil sê, gaan doen jou eie huiswerk, dan kan jy kyk. En die hoofpriester sê, haal af, en Pilatus sê, wat ek geskryf het, het ek geskryf. Want ons sien die pad wat Yeshua gestap het. Hoekom twyfel ons? Dink ons regtig, God kan dit doen? Dink ek regtig, Yeshua kan my gesond maak? Dink ek regtig, hierdie situasie in my lewe is groot genoeg? Dink ek regtig, hy kan hierdie onvergewensgesindheid, hierdie seer, hierdie bitterheid uit my hart uithaal? En wil ek vanmôre sê, dis presies hoekom hy gesterf het vir my en jou, om dit te kom doen. En daarom, wanneer ons sit vanmôre en ons kom staan weer by die verbondstafel, en ons kan, wanneer ons hierdie verbond gaan gebruik, en ek wil hê ons moet baie mooi daarna kyk, as ons gaan sien, wat is besig om te gebeur. Wanneer ons sit en kyk daarna, en ons kyk aan die belofte van wat God gesê het, maar Yeshua is genoeg. Hy het dit op hom gevat. Daar is nie iets meers nie. Daar is nog niks wat ek kan add nie. Want hy het gesê, aan hierdie kruis breek 'n liggaam. En ons het die woorde gehoor, wat ons sê, of wat hy gesê het, Vader, in u hande gee ek my gees oor. En ons hoor 'n voorhangsel wat skeur. En dis klaar. En hy sê, it is finished. En dan gaan ons kom, waar ons nou kom, hy het die brood geneem, en hy het dit gebreek, en hy het gesê, dis my liggaam. Eet dan. Eet dit. Want ek word vandag een met u, wanneer ek dit breek. Hy kom en hy sê, dis die druiwesap, dis die wyn, dis die bloed. En dis my bloed, dis my teken vir 'n nuwe lewe.
En dit is wat ek vir jou gee vir 'n nuwe hart. En ek en jy kan vanmôre by hierdie plek kom staan. En as ons op hierdie plek is en nie wat dalk miskien luister, kan dalk miskien pause en kan vir jou nagmaal gaan haal, jou verbondsmaal gaan haal en dit saam met ons gebruik. Want dit is op hierdie tyd wat hy gesê het, dit is my liggaam. Doen dit so dikwels. In hierdie paar dae het ons dit dikwels gedoen. Ons doen dit vanmôre weer. En hy sê, dis my liggaam gebreek vir jou. Uit mekaar uitgeslaan, stikkend geslaan. Maar jy moet vanmôre weer, wanneer jy dit gebruik en in jou hande vashou. Dis tekens hierdie, dis druiwesap, ons kan dit drink, maar die oomblik wanneer, ek kan dit drink om my dors te les, maar die oomblik wanneer ek dit hou, dan word dit die teken, wat hy gesê, dis die teken wat ek julle gee. En dat wanneer ek hierdie teken gebruik, om dan daar te sit en te sê, om uit gehoorsaamheid uit, kom ek vanmôre, en ek gebruik dit wat u gesê het. Nadat ons gekyk het en gesien het, gisterand en vandag, die pad wat Yeshua gestap het vir my en jou. Ek wil vir jou vandag vra, wanneer jy dit het, dis kosbaar, wat jy in jou hande het, dis heilig. Want hy wat I am is, het gesê, doen dit so dikwels as moontlik. Gebruik dit en dink aan dit wat ek deurgegaan het. Van Getsemane tot hier en die opstanding. Dink aan dit. Dis 'n opdrag wat hy vir my en jou gee om te doen. Ek wil u vra vanmôre, ek wil u uitnooi. En ek wil vir u sê, kom kry vir jou. Yeshua het gesê, kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is, kom kry. Vanmôre voel jy dalk nie vermoeid en belas nie, maar vanmôre voel jy dalk met 'n seer in jou hart, of 'n leemte in jou hart, in jou gees, om net te sê, of 'n behoefte, om net te sê, ek wil deel wees van dit wat u vir my gegee het. Ek nooi u vanmôre uit. Nie wat by die huis is om daar te gaan sit en werklik net te gaan sê, maar ek doen dit in die liefde wat u vir my gegee het. En ek eer u daarvoor. Kom ons doen dit vanmôre. Jy kan maar kom.
Abba Vader, baie dankie dat ons hierdie wonderlike voorreg het om 'n deel te kan gehad het aan u liggaam vandag, Yeshua. Dat ons die voorreg gehad het om na 2026 jaar na dit wat vandag gebeur het, nog steeds nuwe lewe kan ontvang. Dat u nog steeds u genade en u liefde oor ons uitstort elke dag. En dat ons ook in hierdie tyd waarin ons nou ingaan en die res van ons lewe dit sal erken en kan repent om tot u te kom en kan sê, vergewe my. En u kan dit doen. Nadat ons vandag hierdie verbondsmaal gebruik het, het ons erken dat u gesterf het vir my. Het ons erken dat u my sondes gevat het, my skoon gewas het. Het ek weer eens erken en geweet dat ek weet dat u opgestaan het en u gaan weer kom. Want ek het dit vanmôre weer bely met my aksie wat ek gedoen het. En ons dank u daarvoor. Waar ons is vandag en waar ons luister na dit, dat die seën en die salwing op elkeen sal val. Nou mag Abba Vader se aangesig oor julle skyn. Mag sy liefde oor julle skyn. Mag sy goedheid en guns met elkeen van julle wees, waar julle is, waar julle gaan, wat julle doen. Mag jou voetstappe, elke tree wat jy gee, in die tree gaan wees van Yeshua. Van Getsemane af, tot op hierdie dag waar ons staan. Mag jy elke dag jou voete in die rigting van die tuin van Getsemane in jou gees sit en dit gaan ervaar. Dankie daarvoor dat ons vanmôre daarvoor kan bid en dat ons ook wil sê, mag my aangesig nooit wegdraai van u af. Mag my fokus altyd gefokus wees op die oë van Yeshua. Dat ek nie links of regs sal wyk nie, maar dat ek op hom sal infokus. En ons dankie daarvoor. Bid dit in die naam van Yeshua. Amen. Ek wil net voordat ons uit mekaar uitgaan, hier so 'n pakkie met druiwesap en 'n broodjie in. Kom neem dit om vir iemand te gaan bedien. Kom vat dit en gaan bedien iemand. Ook jy wat by die huis is, jy kan dit doen. Gaan vat vir jou 'n verbondsmaal en gaan deel dit met iemand. Gaan sit by iemand en gaan deel dit wat kosbaar is met iemand. Dit is hoekom dit vir ons ook 'n uitreiking en 'n uitreiking na iemand toe is om te gaan sê, ek wil iemand gaan bedien. Dis hier vir u om te kry. Baie dankie, baie welkom en dankie dat u vandag hier gewees het. Shalom. Amen.